Toe word ek 50. Dit is wonderlik hoe mense begrip van ouderdom al hoe jonger word, hoe ouer jy word. Wanneer 'n mens besluit om jou 50ste verjaarsdag te vier, is dit nie 'n besluit wat oornag geneem kan word nie, want so 'n viering het 'n geweldige lang aanloop nodig, tot en met die hoogtepunt. Veral as jy daar ver in die Kalahari bly, en veral as jy familie en vriende het, wat ook ver uit die Boland moet kom, vir hierdie geleentheid. Nou hier is 'n paar punte om in gedagte te hou, vir enige een wat dalk 'n groot feesviering in die vooruitsig het. Nommer 1. Gee kennis aan die besiges ten minste 'n jaar voor die tyd. Nommer 2. Reël die vieringe rondom die tyd wat vir die besiges ook pas. Nommer 3. As jy 'n ou huis het wat vervalle is en reggemaak moet word, begin betyds. Kies die genooides sorgvuldig. Hierin was ons baie suksesvol. Nommer 5. Jou skriftelike uitnodigings moet betyds uitgaan, spesiaal vir die wat moet spaar vir die groot optog. Nommer 6. Sorg dat jou eggenoot net so begeesterd soos jy is en nog meer, sodat hy of sy sommer vir jou die uitnodigings kan beplan en uitstuur. Nommer 7. Sorg dat die genooides nie lui is vir werk nie, want glo my, jy sal hulle hulp nodig kry. Nommer 8. Behalwe dat jy lank voor die tyd moet begin kos maak en beplan, is dit die heel belangrikste dat jy jouself moet voorberei om elke oomblik te geniet. Ignoreer enige verskille of konflik. Dis baie belangrik. Nou Frans en Jo, Louis se suster en haar man, was die heel eerstes wat gearriveer het. Saam met ons Gerrit seun het Frans gesorg dat die jagtery agter die rug kom en Jo het gesorg dat die biltonge in 'n worse hang voor die okasie sou begin. Sy het getrou aan ouma Louis se tradisie haar kant waaragtig gebring. Frans was in 'n redelike tydskedule, want hy moes sorg dat die donkiekar se tooms klaar kom, want ons wou die kinders op die donkiekar laat ry, en die braaidromme vir die feesvieringe klaar geswys word. Gerrit, ons seun, was assistent, maar Frans kan nou alleen hieroor verslag doen, want sien, Louis was nou weer bokant Frans, en hy het die spesifieke instruksies gegee. Nou met Louis se instruksies, Frans se jarelange ondervinding en Gerrit se matriek met taalwerk het hulle die taak suksesvol afgehandel. Soveel so dat daarvan die braaidromme opgelaai en Kaapse kant toe gevat is. Mooi manne. Donderdagmiddag kom die familie trek uit die suide hier aan. Sekeres kon dit egter nie maak nie as gevolg van 'n rugprobleem, verpligtinge by die skole, rugby, swangerskap ensovoorts ensovoorts. Nou ja, laat ons nou voortgaan met die klomp wat toe wel gearriveer het. Dit was 'n heugelike aankoms. Die klomp was redelik opgerei. Toe is dit aflaai en uitpak en kamerwys. Dit was omtrent soos die land Kanaan wat gearriveer het. Die Proteas en die fynbos hier en die verre Kalahari was 'n groot vreugde. En ook snoek uit die Boland. Na 'n baie gesellige aand om 'n bak wildspastei en gestoofde vrugte, het elkeen sy lêplekkie gekry. Die volgende oggend het ek dan by die een en dan by die ander in die kamer gaan koffie drink. Ag, ek wou niks mis nie. Ons het elke dag gekoffie, gebeskuit, gebrunch en geaandete. Die weer het wonderlik saamgespeel en ons kon alles buite hanteer en geniet. Lekker mieliepap, houtstoofbrood, konserf ensovoorts. En die koedoelewer met 'n suursous het die ma volgehou tot die steikbraai in die aand. Louise en Christy haar vriendin en Lisette en Citrusdal het die koekieblikke vol gemaak om weer leeg gemaak te word. En so is die hongerkolle deur die dag gevul. Ag, Bokkie het van haar immer gewilde karringmelkbeskuit gebring. En Sonja het getrou aan ouma Rita 'n boksvol spoggerige mosbeskuit gebring. Al kommentaar, glo ek, wat ouma Rita op daardie beskuit kon hê, was dat sy dit darm te dun gesny het. Geen kind se honger sal oorgaan van so 'n ou dun stukkie beskuit nie, het sy altyd gesê.
Ook maar goed, sy het nie gesien hoe vinnig die klomp die beskuit gedors het nie. Vrydag se kuiertjie saam met die familie was 'n fees. Hier van Vrydagmiddag af het die volgende sarsie gearriveer. Gerrit seun het betyds teruggekom uit die veld waar hy gekweste kudu moes gaan skiet. 'n Klomp het ook met 'n vliegtuig tot 'n Windhoek gearriveer. Die vriende uit Windhoek en die Parel het ook later hulle aankoms bekend gemaak. Nou was al wat 'n lêplek is vol. Die oorloop het in tente en in 'n karavaan geslaap. Die Vrydag aand het ons met 'n swinging safari opgeruk Lapa toe. Die manne het gesorg dat die vreugdevure reeds brand toe ons daar kom. Nou ja, my broer Olis was nou nie eintlik 'n safari man nie, maar net om hom daarom ook in die moed te bring, het ek 'n vlakvarktand om sy nek gehang. Toe moet jy daarom sy moed sien. Kyk nou net vir so 'n tand. Ek het brood geknie. Nou Sonja, wat nou ook kwalifiseer as 'n baasbakster, het kort kom kyk of ek die deeg reg omkeer en natuurlik of die aksies reg is. Lieben, wat ook kan spog met 'n paar uitgeryste brode, het ook kort hier van die stoel se kant af kommentaar gelewer. Nou ja, the proof of the pudding was in the eating. Ek glo nie, dis nodig om meer te sê nie. Die skudu-steak was smil lekker, en dit is gekomplementeer met Kaapse kweper uit Joretta se Spens. So kuier die mense 'n hond uit 'n bos. Jasper die hond was ook so tussen almal deur. Nou Gerrit seun en Louise het ons daar in die veld op die lug geneem, saam met 'n Nikkie van 'n Berg se sê wie radioprogram. Ag, ons hou tog altyd so graag van konserthou. Nou met al die lagspiere geprikkel, is die hele ou lot kooi toe. Die vorige aand het hier so 20 mense geslaap, en nou is daar 35 wat hulle koppe moes neerlê. Saterdag het almal gemaak nes hulle wil. Hier het 'n klompie gesels en daar het 'n klompie gelag, ander het help kos maak, party het gaan stap, 'n paar het die plaas omgery en een of twee het gaan draf. Dis nou die fikses. Daar was egter ook 'n paar wat moeilik die gemak van die warm duvet kon los. Hulle het amper die branche verslaap. Een van die hoogtepunte vir die kinders was, toe Gerrit hulle geneem het om te gaan sandski. Ag, dit was groot pret. Hulle het 'n paar vierkante meter grond gekoop. Nou daar's foto's om dit te staaf. Die namiddag arriveer nog 'n klompie plaaslike gaste. Een selfs met 'n vliegtuig. Die kosse met die hulp van my bekwame skoonsusters en susters was betyds reg en warm. Nou soos ek gesê het, bekwame mense speel 'n belangrike rol by so 'n geleentheid. Die mense het heerlik geëet. Kyk, dit was eintlik my plan. Maak die mense honger genoeg, sodat enige iets vir hulle lekker is, selfs afval, al eet hy dit nie. Die jong meisies het die tafels mooi gemaak en die jong man het al die swaarder werke gedoen, soos die lapa opruim, die braaidromme ensovoorts gedra en oral op die grasperk gesit waar die mense rondom hierdie vure kon sit en gesels. Hoe gesellig was dit nou nie? In Joretta het die blomme ingesteek en dit was so mooi, hierdie proteas in die diep Kalahari. Die aand het ons met Die Lewe is 'n Lied binne gegaan. Ek, Louie en ons kinders het die opening plegtig waargeneem met Aanstap Rooies. Ons almal het ietsie rooi aangehad. Maar dit moet ek daarom sê, die oefentyd was min en Louie het 'n redelike styging van bloeddruk gehad om die seuns ingeoefen te kry. Maar nou ja, ons het dit deurgevoer en the show went on. Ten spyte van die feit dat ons 6 elkeen 'n ander noot gesing het. Ek glo net Louie was op die ou ende op die regte noot. Ons het verskeie liedere gesing. Bokkie en Eve het selfs gitaar gespeel. Die van Niekerks van Windhoek het hulle bekende Ching Chong Ching gesing. François het sommer net daai einste tyd Bertha se Chinese puntskoene geërf. Ons het ook op die vure gestaan en sing. Lieben het ons almal opnuut verstom met On Top of Old Smoky. Hy ken sowaar elke lyn en versie. Hy het voorgesê met baie gevoel en ons het agterna gesing. So was daar 'n heerlike gees met almal wat soos hulle lied aangetrek het. Old John het selfs 'n springbok horing op sy kop gehad.
Om net te staaf dat 50 nog nie oud is nie, het Jureta, Lizet, Sonja en ek onsself warm gedans, so in die bolling, sommer so op die stoep. Dit was regtig 'n jolige aand. Of jy bietjie litte losgemaak het, of om die vure gesels het, of stompe op die vure gegooi het, dit was lekker. Die jong klomp uit die Kaap het 'n regte boereopskop beleef. Uiteindelik was dit weer kooi toe tyd. Hierdie slag het ons nou so 45 mense geslaap. Die locals kon huis toe ry. Sondagoggend was baie spesiaal. Die laaste gaste het toe eers opgedaag. En as ek so terugkyk oor dit alles, was dit vir my die hoogtepunt. Ons het vroegoggend kerk gehad, al kon party dit nou nie maak nie. Louis het vir ons kerk gehou. Nou dit is baie kosbaar, hoe die Here ander ook gelei het, om met ons te deel, dit wat die Heilige Gees op hulle harte gelê het. Dit was regtig so geseënd. Om 'n verjaarsdag met soveel kosbare familie en vriende te vier, is werklik iets waarvoor jy die Here kan loof en prys. Jou familie kan jy nie kies nie, maar God het jou met 'n spesifieke doel in 'n spesifieke familie geplaas. Ek dank die Here vir my eie familie. Julle is baie spesiaal. Ek dank ook die Here vir my skoonfamilie. Julle is net so spesiaal. En ek dank die Here vir my man en my kinders, en saam stap ons 'n wenpad. Ek dank die Here vir my vriende. Ek is baie lief vir julle en baie trots op julle. Nou ja, ons vriende, God het julle ook oor ons pad gebring, en daarom is julle vir ons kosbaar. Vir elkeen van julle wat hier was met my verjaarsdagvieringe, selfs die wat nie hier was nie, maar ietsie saamgestuur het, wil ek uit my hart uit sê, dankie. Dankie dat ons saam kon lag, saam kon huil, en saam kinders van God kan wees, en sommer net onsself kan wees.